Hoeveel van julle het honger gekom vanoggend? Jy weet nou al 'n bietjie ken, ek bring altyd 'n klomp brood saam. Ons Jafie met altyd 'n brood saambring. Vanoggend het ons lekker nagmaal gehou. En die liggaam van Christus gebreek en gemeenskap gehad met sy liggaam. En eintlik is ons vanoggend vry. Want as ons 1 Korintiërs 11 reg verstaan, sê julle moet julleself beoordeel wanneer julle na die tafel toe kom. Want as julle julleself nie beoordeel nie, moet ek julle oordeel met die nagmaal wanneer julle het gemeenskap met my liggaam. Want ek kan julle nie die einde van die tyd saam met die wêreld oordeel. So eintlik is julle vanoggend almal skoon vanoggend. Julle is klaar geoordeel, skoon gemeenskap in die liggaam van Christus gehad. En ek dink dit is wat die Here bedoel met sy nagmaal, is dat ons in vryheid moet kom. Want ek dink in val van vandag se tyd is dat die meeste Christene is amper in gevangenskap. Hulle is nie in vryheid nie. So vanoggend ek het gewonder, wat sal ek my woord doen vanoggend? Ek het gedink kinders van die wind of soiets, maar dit klink nou so 'n bietjie, weet of daai die 70 daai klomp wat so op sê daar geroep tipe kinders van die wind is. Maar ons is eintlik maar kinders van die wind. Want ek gaan aan Nicodemus toe wat in Johannes 3, waar Nicodemus vir Jesus gevra het, wat beteken dit om wedergebore te wees? En ek dink ons dink te min daaroor, want as ons onsself vanoggend moet meet in wat Jesus gesê het, wat beteken dit om wedergebore te wees, dan gaan ons 'n bietjie baie introspeksie moet doen, want Jesus se beskrywing en ons beskrywing van wedergeboorte verskil baie van mekaar. Want ons beskrywing van wedergeboorte is, ons het Jesus aangeneem, so ons is wedergebore. Maar Jesus sê vir Nicodemus, en ek lees vir julle Johannes 3:8, die wind waai waar hy wil, jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom en waarheen dit gaan nie. So is elkeen wat uit die Gees gebore is. So die Here sê nie, jy is wedergebore as jy my aanneem nie. Hy sê, hy beskryf 'n eienskap van hoe jy sal wees as jy hom aanneem. En vanoggend moet ons onsself meet aan dit, is ons soos die wind? Gaan ons net waar die Heilige Gees ons stuur, of ons klei ons die hele tyd die Here oor waar hy ons wil stuur en waar ons moet gaan? En luister ons na die Heilige Gees. My boodskap vanoggend is juis hieroor, is dat ons grootste probleem as kinders van die Here is, ons het 'n identiteitsprobleem. Ons het name in 'n fisiese wêreld, maar ons sukkel om te weet wie ons is in die geestelike wêreld. En as gevolg van ons identiteitkrisis in die geestelike wêreld, sukkel ons om uit te kom by die roeping wat God van ons lewe het. So ek begin vanoggend met net die eienskappe waar hy sê, jy kan die wind hoor. So baie Christene sê, ons moet net deur ons lewe, moet ons die wêreld aanraak om ons. Nie te veel praat nie. Maar is eintlik maar 'n lewe uit die put van die hel uit. Want die Here het ons gemaak dat ons hom sou lofprys, dat ons mekaar sou bedien met profetiese woord, dat ons die vyand sal teëstaan, dat ons intercessor sal wees, ons plek sal inneem in die gemeenskap, ons familie sal lei in die woord. So eintlik sê hy, almal sal ons eintlik moet hoor as ons kinders van God is, maar die Gees wat in ons leef, stoot ons na vore om 'n plek in te neem in die gemeenskap. En die tweede deel is, ons waai waar ons wil. En hierso is ons grootste probleem. Ons probeer soos die wêreld wees, terwyl ons moet waai waar die Gees ons vat. En as ons net so bietjie wind voel, dan begin ons al beklei met die Here, want waar die Here ons waai is altyd teen die vlees. En die vlees stuur en beklei dat dit op om nie in daai rigting te gaan nie. So hierdie twee eienskappe, sê die Here, is wat ons as kinders moet hê, is dat ons moet kan beweeg waar die Gees beweeg. Maar is nie altyd so maklik nie, om dit te verduidelik, wil ek sommer so 'n storieetjie vertel van, is 'n visserdorpie, en hulle gaan uit met seilskepies om vis te vang. Nou vir 3 weke waai die wind nie, almal sit by die huis, almal is knorrig en niemand kan uitgaan nie.
Maar as een visserman, hy gaan elke dag af, maak die bootjie mooi skoon, van die seile, vee alles af, en die middag gaan hy weer terug huis toe. Die tweede week vra hulle vir nou, die wind waai nie, hoekom gaan jy af, jy mors jou tyd? En luister wat hy sê, ek het nie beheer oor wanneer die wind waai nie, maar ek het beheer om gereed te wees, dat as die wind begin waai, ek gereed is om te kan uitgaan. En dit is wat die Here vanoggend vir ons wil sê, is dat die wind kan waai, en dis die teenoorgestelde, so hard soos dit wil. As jy nie gereed is, of as die visserman nie gereed is, om met sy bootjie uit te gaan, sal niks nog steeds gebeur nie. Jy moet jouself gereed maak, sodat wanneer die wind van God deur jou waai, jy kan beweeg saam met die Heilige Gees. As ons dit uit hierdie storie kan vasmaak vanoggend, dat ek myself sal gereed maak om te kan beweeg, en ons gaan nou so 'n bietjie uitbrei oor die gereed maak. Een persoon wat, as ek dit kan verduidelik, is Dawid. Dawid kom op die oorlogsveld, daar waar oorlog gevoer word, en eintlik bring hy maar net kos saam. Hy bring nie 'n wapen saam om te veg nie. Hy het sy pa gesê, vat kos vir almal, en hoe gaan dit met die broers? Kom getuig, bring terug en sê wat gaan aan. En hier op die oorlogsveld is daar 'n wind wat waai, 'n wind van intimidasie, wat die hele weermag van Israel laam gelê het. Niemand beweeg nie, niemand wil iets doen nie, maar iets in Dawid gebeur, en ek wil hê julle moet daarop let. In Dawid is daar 'n nuwe wind wat begin waai, 'n wind wat hy ken, 'n wind wat gewaai het toe hy daar die skaap opgepas het, en hy die leeu moes geveg het, en die beer moes geveg het, en hy al gehoor wat sê die Here vir hom. Die voorbereiding voor hy hier op hierdie oorlogsveld gekom het, was al klaar so groot gewees, en hy het onmiddellik geweet toe die Gees begin beweeg, toe hy geweet, vandag gaan hy hierdie vyand teëstaan, want die stem, die wind wat in hom waai, ken hy, en hy weet, vandag sê die Here vir hom, hy moet hierdie vyand aanvat. En as ons gaan kyk, ek wil dit sommer 2 punte doen, wanneer jy weet, jy moet die vyand aanvat in 'n situasie, of jy nou 'n ouer is, wat 'n situasie met jou kind moet hanteer, of jy nou 'n bestuurder is by 'n werk, wat 'n situasie met 'n werknemer moet hanteer, jy weet, hier kom konfrontasie. En jy sit en dink al in jou kop, hoe gaan jy daai konfrontasie hanteer? En die eerste ding, wat ek dink ons almal mee sit, is daai wind wat waai om vir jou te vertel hoe klein en insignificant jy is. Dat jy nie eintlik regtig die situasie kan hanteer. Ek dink dis is seker een van ons grootste probleme in Christendom is dat ons staan in 'n wêreld wat fisies is, en ons moet 'n geestelike situasie hanteer, en ons word aangeval op ons fisiese posisie, hoe klein jy is. Dawid se broer, met sy naam hier in die hande kry, Eliab, sê vir hom, waarom het jy hierheen gekom, en by wie het jy daardie paar skapies verlos? Hy vertel hom sommer, man, jy's niks werd, en ons is die soldate hierso, hoekom is jy hierso, jy mors jou tyd, jy moes eintlik maar by die huis gebly het. En dit is een van die winde wat oor ons lewe waai wanneer jy 'n situasie moet hanteer. En ek kan nou vanoggend vir julle klomp goeie sê, wat uit stemme rondom ons na ons toe aankom wanneer jy 'n situasie moet hanteer. Maar ek wil volgens vir jou sê, dat wanneer jy in geloof staan, is daar nie 'n redenasie nie. Geloof word nie ondergedruk met 'n redenasie. 'n Geloof spreek, 'n geloof kommand. So, jy kan nie in 'n konfrontasie betrokke raak, wanneer jy die vyand moet aanspreek in geloof nie. Want dan is jy op verkeerde plek. Dawid het gesê, vandag sal die Here van Israel jou in my hande gee. Maak nie saak wat sy broer gesê het, of hoe klein hulle hom gemaak het nie,
As jy Dawid se geskiedenis staan, sal jy verstaan hoekom sy broer dit vir hom gesê het, en hoekom hy die skaapwagter in die familie is, want hy was nie deel eintlik van die volk van Israel, hy was maar eintlik, sy ma was nie Israeliet gewees nie. So, hy was nie toegelaat om tempel toe te gaan, om te aanbid en goed daarso. So, hy was eintlik maar uitgegooi uit die familie uit. So, hierdie stemme wat na hom toe kom, is om klein te maak, en Dawid ken die stem van God. Die tweede stem kom gewoonlik van ons af, ons wat hierso sit, die wat nou al 'n bietjie die woord ken. As ek nou vir my broer gaan sê, luister, die Here het gesê, ek moet my goed pak, ek gaan Rusland toe, daar van die lande waar daar oorlog is, ek moet daar gaan evangeliseer. Dan gewoonlik kom die stemme om te sê, man, is jy seker jy het reg gehoor? Die Here sal jy mos nou nie so stuur dat jy daar doodgemaak word, daar gaan net oorlog. Gewoonlik van die wat die naaste aan ons is, kom al die stemme aan. So hier kom Dawid, en Dawid het nie Efesiërs 6 wapen aan nie, hy staan net daar so met sy skaapwagter klere, en nou moet hy na die koning toe gesleep word, want hy moet die koning se wapenrusting aantrek, en dis goue klere, en dis allerhande mooie goeders, want hy moet hierdie reus gaan teestaan. En wat sê Dawid? Dawid sê, ek het nie met dit geoefen nie, die goeders vir my te swaar, dit is te moeilik. Jy sal sien in jou voorbereiding, wat jy sal met God stap, sal hy jou leer om op hoogtes van. Hy sal jou leer om te veg op die plek waar jy is. Dawid was wel opgeleid met sy wapens, en daarom het hy sy wapen gekies op die einde van die dag. So onthou net, baie keer wanneer jy moet opstaan, sal daar goeie bedoelings wees om vir jou te sê, man, dit kan nie so wees, dit kan nie so werk nie, miskien moet dit so wees. Jy moet staan op die woord wat die Here gegee het. Veg met jou wapens wat die Here jou gegee het. Ons gaan na Gideon toe, en ek wil nou by as jy onthou het ek gepraat oor die identiteit. Jy kan nie gaan veg teen die vyand buitekant, as die vyand binne in jou nie eers oorwin is nie. Want glo vir my, daar binne in jou is 'n vyand, wat jou beklei dat die besigheid. En jy moet hom oorwin. En daarom kom die Here en hy sê, en ek weet nie of julle die stem van die Here hoor nie, maar dit is een van die goed wat belangrik is. Want die eerste ding wat Jesus vir Gideon sê is, lees in hierso dat Rigters 6:12, of die engel vir Gideon sê, die Here is met jou, dapper held. Ons weet, hy was glad nie dapper held, hy het sy maar bangbroek weggekry. Maar jou geestelike identiteit moet vasgemaak word. En dis hoekom ons eintlik ouers moet hê, en geestelike leiers in gemeente, wat 'n geestelike identiteit in ons kan vasmaak, want jy groei op jou geestelike identiteit. En omdat ons nie geestelike identiteit het nie, bly ons maar altyd slaap. En waartoe groei jy? Wat sê jou naam wat jy het vir jou? Want God wil dit wat tussen ons en hom staan, waarvoor hy jou wil gebruik, wil hy uit die weg uitryk. En hy kan dit net doen as hy jou identiteit herstel. Ons moet saam stap om mekaar se identiteit geestelik te kan bou vir wie jy is in die koninkryk. Ons is nie almal dieselfde nie. En die skrif sê, dis nie toon, nie almal is die tone nie, almal is die vingers nie almal is die oë nie. Ons moet leer waar pas ek in en waarmee veg ek. Die tweede plek wat die Here aanspreek oor identiteit, hy sê met al die afgode wat in jou lewe is, moet jy vernietig. Dis ons tweede plek as kinders van God waarmee ons sukkel. As baie goed wat ons bo die Here stel. Ons kan ure en ure kan ons games speel, kan ons voor die TV lê, kan ons uitgaan ergens heen, en ons gee 10 minute vir die Here. So hy sê vir Gideon, gaan vernietig jou pa se afgode. En dan vat jy sommer op jou pa se os ook, en dan maak jy nog 'n altaar en dan offer jy sommer jou pa se os ook. Daar's 'n plek wat jy met God begin stap, wat hy die goed wat tussen jou en God staan, uit die weg uitryk. Maar omdat ons nie weet wat ons identiteit is nie, deel ons nie met die afgode in ons lewe nie. En ons kan nie aanbeweeg met die Here as ek nie deel met die afgode wat in my lewe is nie. En die laaste een is om die stem van die Here te hoor. Ek dink
Dis seker ons moeilikste plek. Want die stem van die Here klink nie soos ons dink het moet klink. Die woord sê dat hy net met Moses van aangesig tot aangesig gepraat. En die res van ons praat in drome en visies. En baie van ons gooi die drome weg, want drome is te moeilik om uit te lê, en om nog visies te gaan kry is nog moeiliker. En kom ek sê, die drome is eintlik die maklike gedeelte, die visies is die moeilike gedeelte. Maar omdat ons wil verstaan, wil ons altyd na visies toe gaan, met drome is jy nie eintlik regtig betrokke nie. Kom maar in die nag as jy slaap. En drome was eintlik daar gegee dat ons kan verstaan wat die Here vir ons gee. Iemand het nou al gesê, ons sê, ag, drome is maar sommer net iets. En sy antwoord vir daai persoon was, dink net hoeveel engele het die Here gestuur om daai droom by jou uit te kry. En ons hanteer drome asof dit niks is nie. So as drome, as ek julle kan bietjie wakker maak oor 'n taal om te verstaan, is dit 'n droomtaal om te verstaan wat die Here deur drome sê. Dan sal julle ook baie verstaan van wie hy is in identiteit. Hier kom Gideon hoor wat die Here sê, maar hy sit eers 'n velletjie uit. En dit is wat die Here ons encourage, hy moedig ons aan. Gideon het nie net van die begin af geglo, dit is die Here wat praat, en hy wil seker gemaak het, dit is die Here, en die Here het hom toegelaat om sy velletjies uit te sit. Eerste keer dat dit nat is in droog grond, en toe dat dit droog is, die grond wat nat is rondom dit, voordat hy gaan veg het. Maar ons sien nadat Gideon gedeel het met die 3 goeders wat ek nou gesê het, dat hy gesê het, hy sterk, dat hy met sy afgode moet deel, en sy stem kan hoor, het die wind van God begin waai en gesê, dis tyd om op te staan. Daar kom altyd 'n tyd waar die Here ons uitdaag. Hy sê hy sal ons nooit bo ons kragte versoek nie. Maar as 'n tyd waar ons gedeeltelik kan sê ons is ernstig met die Here, dat hy ons uitdaag om te staan vir 'n situasie. Ons kan nie as kind van God stap en nie groot word soos ons kinders groot maak nie. Daar kom 'n tyd in jou kinders se lewens, hulle klein is, waar jy vir hulle verantwoordelikhede gee. Hulle moet dit leer. As hulle dit nie leer nie, hoe gaan hy groot word? Hoe gaan hy verantwoordelikheid leer? So die Here sê, as ek jou deur hierdie goed gevat het, gaan ek jou verantwoordelikhede gee. En dan wil ek hê jy moet my kommunikeer. En een van daai goed is om sy stem te kan hoor en saam met hom te kan stap. Maar voor hy dit doen, en jy sal sien, ek het so 'n prentjie dat ek daar gegooi het op die bord. Want as jy Gideon se storie verstaan, dan het Gideon iets soos 30.000 manskappe gehad, wat hy moes gaan oorlog maak het, en die Here gesê, nee, as julle gaan oorlog maak en julle wen, dan gaan Gideon gaan sê, nee, dis deur sy eie krag dat hy die oorlog wen. So hy het 'n klomp goed gesê, op die einde van die dag het daar 300 manskappe oorgebly. En hulle moes 'n kruik gevat wat oorgebreek het, en hulle moes 'n fakkel gevat het, en hulle moes die bassein, die sofar moes hulle saamgevat het, om te gaan blaas. En die kruik, as ons vanoggend net 'n oomblik kan stil staan by die kruik is maar ons. En die lig van God brand, moet binne ons brand. Maar as die kruik heel is, kan die wêreld Christus nie sien. So die eerste ding wat die Here met ons doen, is hy breek ons. Hy breek jou eie wil, jou eie dinge wat jy wil doen, op jou eie manier, op jou eie tyd, sodat jy sal weet, dis net hy wat die oorlog kan wen. As die Here nie ingryp hier nie, wat kan ek met 300 manne maak? Teen 'n weermag wat so springkane lê uitgesprei voor my. Ek moet alles oorgee. En hierdie kruik stel dit voor, dat ek sal toelaat, dat die Here alles wat om my is, wat ek kan vashou, wat vir my sterk maak. Ons hou ons van goedes wat ons sterk maak, hoe meer ouens ons by mekaar is, hoe brawer is ons. Maar die Here sê, ek vat hulle almal weg, sodat net jy afhanklik sal wees van my. En dan alleen kan my lig deurskyn deur die krake, sodat die wêreld my kan sien. En dan sal niks van jou oor nie. En weet julle wat? Die wêreld soek nie stukkende kruike nie. Die wêreld gooi stukkende kruike weg. Want 'n stukkende kruik het nie waarde vir die wêreld nie. Jy kan nie niks daarin gooi nie, alles loop uit. Maar die Here kan dit gebruik. Want hy het 'n lig wat hy deur jou wil laat skyn in die wêreld in. En dis hoekom jy moet toelaat
dat hy jou kan breek, sodat sy lig deur jou kan skyn. En dan, as jy daar reg is, as jy oorgegee het, en sê, Here, daar's niks wat ek kan doen nie, dan is Efesiërs 6 wat sê, wees sterk in die krag van die Here. As ons kan afhanklik wees van hom, dan sê hy, blaas die sofa, verander, begin praat. Ons kan nie stil bly, nou is die tyd wat ons moet praat. En wanneer jy in daai situasie kom en jy het oorgegee en jy begin praat, dan begin die Here vir jou veg. En so het die Here met Gideon genadig gewees tot op die einde, want hy het nog vir Gideon gestuur saam met sy wapendraer en gesê, gaan hoor wat sê hulle in die kamp. Daar het hulle 'n storie vertel van 'n brood wat afgerol het in die tent en gesê, dis Gideon, dis hy, die Here gaan ons oorgee aan hom. En dit het hom krag gegee. So, die Here is met ons. Ons moet nie dink dat die Here ons los nie. Maar hy is ook besig om te sê, jy hoef nie sterk te wees nie. Al wat ek soek is, jy moet gehoorsaam wees en jy moet gereed wees. En dit is my, as ek by die afsluiting kom nie, ja, die twee weerstande wat ons gepraat het met Dawid is maar ook in ons. Want ek dink altyd, ek kan nie dit doen nie. Ek is nie in staat om dit te doen. So daai wind waai maar gedurig deur ons. En tot die Here ons nie gebreek het, gaan dit maar die hele tyd ons striegeveg wees. Ek kan dit nie doen nie, ek gaan dit nie maak nie, ek is te klein, stuur iemand anders, is beter as iemand anders praat beter as ek, soos Moses gesê het. Daar moet 'n plek kom wat ek met die innerlike geveg kan deel en klaarmaak. Sodat ek kan sê, soos die skrif sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Jy dit kan oor en oor sê vir jouself en een treetjie vorentoe gee, dan sê jy al klaar op 'n goeie plek met die Here saamgaan. En dan is daar die uiterlike gedeelte wat jy moet veg. Die Here sê ons leef nie deur die dinge wat ons aanskou nie. Ons leef deur geloof. Maar ons kyk altyd na buite en sê hierdie magte is te groot, hierdie goed is te groot. Hoe verwag u ek moet dit doen? En dit is die twee gevegte wat ons in ons geesteslewe moet veg. Is die geveg binne, en die Here gaan jou nie uitstuur om buite te veg as jy die binnengeveg kan nie wen. Want jou identiteit in Christus moet herstel word. So as dit hierdie vakansietyd 'n plek is waar ons kan wees, is dat die Here ons identiteit as geeskinders van hom herstel. Nie jou vleesmensie, jou geeskind. Want as jy dit kan herstel, sal hy jou begin uitstuur om goeders te doen wat hy wil hê jy moet doen. Ek dink die afsluiting by dit is dat die wind van die Here waai, is dit nie die sterkste wat bly staan nie, maar die een wat gereed is. En dit is wat in ons hart moet wees. Here, is ek gereed vir jou, dat jy jou wind deur my kan laat waai, vir dit wat u op hierdie aarde wil doen. Ons gaan in 'n feestyd in, ons het nagmaal gehad, gemeenskaps in die liggaam van Christus, maar glo my, in hierdie tyd gaan dit 'n plek wees, waar mense vleeslik net gaan oorgee aan alles wat hulle doen. En die Here vra, sal jy gereed wees, as ek jou wil gebruik? En dit is my boodskap vanoggend, is dat ons eers al teruggaan en gaan regmaak, al die afgode, dit wat tussen my en God staan, dat ek dit gaan afbreek. Luister wat die Heilige Gees sê, hy sal met jou praat. En as jy nie die stem van die Here kan hoor nie, laat dit jou grootste roep wees, om die stem van die Here te kan hoor. Want dit regtige roep is in die lewe om die stem van die Here te hoor. Ek onthou, my jong dae, het ek letterlik vir 8 jaar, alle media uit my lewe uitgesny, sodat ek kan verstaan hoe klink die stem van die Here, en dat dit nie die wêreld is wat ek by praat. Hoe groot is jou begeerte om die stem van God te kan hoor, en dat hy met jou werk. Dit sal vandag bepaal of ek en jy gereed sal wees, dat wanneer die wind begin waai, ek in die agterste sitplek gaan sit, en of ek vorentoe gaan stap, soos Dawid vorentoe gestap het. Want dis 'n keuse. Ons elkeen in daai oomblik, van wanneer die vyand se winde begin waai, het ons 'n keuse, stap ek vorentoe, of gaan sit ek agter.
En al hoe jy gaan vorentoe stap, is wanneer jy gewoond is aan die wind van die Heilige Gees wat deur jou waai en jy sê, ja Here, hier is ek. Dis al, daar is nie 'n ander manier nie. Hy gaan jou oefen, en wanneer jy eendag voor 'n reë staan, gaan jy weet, hierdie stem wat in my waai, ek ken hom. Ek weet, dis hy wat my vorentoe dra. So moenie die oefening van die Heilige Gees by jou deursit minag. Hy bou jou karakter, want as jou karakter en identiteit herstel is, sal die vyand nie vir jou sê wat mis soos jy is, dat jy nie inpas of dat jy te klein is of jy dit nie kan doen. Jy sal vir hom sê, vandag sal die Here jou in my hande gee. Daarmee wil ek julle los op wil bid, dat watter moeilike situasie ons ook al het, van afgode wat mee gedeel moet word vandag, dat dit die eerste plek sal wees waarmee ons sal deel. En dat julle in hierdie Desember tyd sal maak om die identiteit van wat God vir jou sê, wie jy is as geeskind, nie fisies nie, as geeskind, gaan soek dit by die Here. Want hy sê, as jy dit vra, sal ek vir julle gee. En dan maak jy daai identiteit in jou vas, wat hy vir jou sê. En dan stap jy dit met 'n visie, om dit in besit te neem. Sê altyd, jy kan nie, as jy 2 of 3 as jy pas om Mercedes ry nie, dis onmoontlik. Jy gaan hom eers ry as jy gegroei het en jy lisensie gekry het. So toets die Here ons om bring ons by die plek totdat ons daar gaan kom. So kom ons maak die oë toe. Vader, vanoggend ons net meer buig voor U. Sê Here, ons is jammer waar ons U nie altyd soek in ons plekke waar U ons wil roep om te sê, jy is die sterk een, jy is die een wat nie voorstap, jy is die een wat diens maak met U. Here, ons wil dit nie altyd hoor nie. En soos nou dag U praat en sê, ons is maar tevrede met die krummels wat van die tafel afval. Besef ek, Here, ons het nie 'n begeerte om op die tafel van die Here te sit en te eet en hier in die oë te kan kyk en sê, Here, hier is ek. Wat het U vir my vandag om te doen? Dankie dat U ons met 'n woord agterlaat in ons hart. Dankie dat U ons skei van een plek tot 'n volgende plek. Soos die vir Gideon, daai die storie waar hy weggekruip het, geskuif het as die sterk een en hom begin leer het en gesê het wat hy moet doen. So bid ek dit vandag oor ons gemeente, die wat U besoek, Here, dat U in hulle harte sal werk om hulle te skuif uit die plek van vrees uit, te skuif uit die plek van donkerheid, te skuif uit die plek van verskonings uit. Dat ons daar voor U kan staan en sê, Here, ek weet nie hoe nie, ek was nog nooit hier nie, maar U sê, ek is dit. En omdat U dit sê, vat ek dit en weet ek, U sal my lei op die pad wat ek moet stap. Laat ons mekaar ondersteun. U sê dat ons mekaar moet bemoedig, sodat ons wedloop kan voltooi, dat ons in mekaar se lewens sal inspraak gee. En dankie dat ons vanoggend net weer ook aan die tafel kon sit, gemeenskap met mekaar in die liggaam kon hê, en te weet ons is deel van mekaar. Ons is nie afskeidbaar nie. Dat elke redenasie en elke aanstoot wat ons geneem het, dat elke bitterheid vir ons sit, dat elke ding wat ons weghou van mekaar af, bid ek dat in hierdie feesseisoen, Here, dit sal val, dat U het gekom dat ons besoen word, dat hierdie 'n Christendheid sal wees, Here, dat harte weer herstel sal word. Loof die Heilige Gees dat U die Here is wat ons werk. Dankie dat die woord moet opkom, dat die rivier daar opvloei, dat die Gees op ons is, waar ons ook al gaan. En dat wanneer die wind waai, ons gereed sal wees om die seile te span, ons sal uitgaan en die wil te volbring. Loof en prys U, dankie vir die seën oor ons elkeen, waar ons uitgaan, dit wat ons in hierdie tyd sal doen, dat U met ons is. Dankie dat ons U kan loof en prys en die heerlikheid kan uitdra vir die wêreld. In Jesus naam bid ons dit. Amen.